Goeiedag en welkom by hierdie program van die Orania Beweging. Jy luister na hierdie program op Orania se eie radiostasie, Radio Orania. Of jy kyk na hierdie program op die Orania Beweging se YouTube kanaal. As jy na hierdie program op YouTube kyk, laat weet ons gerus in die kommentare hieronder van waaraf jy inskakel. Vir ons Oraniërs wat luister, ons weet reeds van waaraf julle inskakel. En julle weet net so goed soos ek, Orania is aan die gons. Die Orania Beweging het in minder as 2 maande meer as 3 miljoen kykke op verskillende platforms ingesamel. Ons deel die Orania boodskap op sosiale media platforms soos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok en ook op X, wat voorheen bekend gestaan het as Twitter. Nou ja, die groot rede vir die gewildheid van ons gemeenskap is natuurlik die internasionale debat rondom Suid-Afrika en Afrikaners. Orania is weer in die kolle geplaas toe ons sterk standpunt teen grondonteeneming sonder vergoeding ingeneem het. Luister gerus hier. Die president van Suid-Afrika het pas 'n wetsontwerp geteken wat grondonteeneming sonder vergoeding amptelik in 'n wet vervat. Dit beteken dat grond, plase en ander bates deur die regering onteien kan word en soos wat hulle goeddink herverdeel kan word. Ons ken die kommunistiese wortels van die ANC en dit laat mens bekommerd, dis iets wat mens ten sterkste moet teenstaan. Wat is Orania se reaksie hierop? Wel, eerstens, Orania is in Afrika en Afrika is 'n onvoorspelbare kontinent. Geen mens kan totale veiligheid waarborg nie. Ons vertrou in die eerste plek op die Here en dan op ons ondersteuners, vriende en Oraniërs om seker te maak dat ons Orania veilig hou. Orania het wel instellings gebou oor meer as 30 jaar wat ons grondeienaarskap en ons veiligheid en meer bevestig. Die finale antwoord hierop is Afrikanervryheid. Voor Afrikaners nie 'n eie vrye republiek het nie, is ons altyd aan die genade van ander mense uitgelewer en daarom streef Orania na vryheid, vryheid vir Afrikaners. Voordat ons dit nie bewerkstellig nie, is ons deur ons belastinggeld, bevorder ons deur ons belastinggeld aktief mense wat nie Afrikaners se belange op die hart dra nie, maar aktief teen ons werk, ons moedertaalonderrig, ons skole en nou ook ons grondeienaarskap vernietig. Orania het 'n sterk standpunt teen die grondonteeningswet ingeneem. Ons mag dalk 'n relatiewe klein gemeenskap wees, maar ons is beginselvas en sal nie huiwer om onsself uit te spreek teen dit wat ons beginsels uitdaag nie. Die reaksie teen die grondonteeningswet het gelei tot internasionale skokgolwe en dit was nie lank nie of die Amerikaanse regering en president Donald Trump het hulself daarteen uitgespreek. Hierdie keer was Afrikaners primêr op die internasionale verhoog. Ons mense is by die naam genoem in 'n amptelike verklaring van die Withuis. Die Afrikaner volk is weer as 'n groep met 'n bepaalde identiteit erken. Ons is nie maar net nog 'n groep Suid-Afrikaners nie. Ons is baie spesifiek Afrikaners. En selfs meer as dit, daar word nie reg teenoor ons mense opgetree nie. Daarom, as deel van die uitspraak het Amerika vlugtelingstatus aan Afrikaners aangebied. Die geleentheid en die program is begin ontwikkel om Afrikaners wat sou wou uit Suid-Afrika te skuif en te help vestig in die VSA. Orania, as die groeipunt van 'n Afrikaner tuiste, het op die volgende manier reageer. President Donald Trump het pas 'n uitvoerende opdrag geteken met 2 hoofdoelstellings. Die eerste, om alle finansiële steun aan die Suid-Afrikaanse regering te staak. Die tweede, om Afrikaners die geleentheid te gee om as vlugtelinge in die Verenigde State te hervestig. Dis natuurlik om die drakoniese beleid van die Suid-Afrikaanse regering te ontsnap. Die Afrikaners van Orania neem kennis hiervan en ons is dankbaar vir die dringendheid waarmee president Trump opgetree het, spesifiek wat betref grondonteeneming sonder vergoeding. Maar ons aanspraak na die Verenigde State kan in 3 woorde opgesom word. Help ons hier. Nie noodwendig met Amerikaanse belastinggeld nie, maar met die erkenning van 'n gebied vir Afrikaners. Afrikaners is nou reeds as 'n etniese groep, as 'n volk erken in hierdie opdrag van president Trump. Ons vra nou die volgende logiese afleiding is om 'n onafhanklike gebied vir Afrikaners te erken. Om die waarheid te sê, die Suid-Afrikaanse regering het dit ook al onderteken. In die 1990s is die akkoord op Afrikaners selfbeskikking deur die Suid-Afrikaanse regering onderteken en destyds het hulle gesê dat dit 'n legitieme versoek is om na te jaag. Oraniërs en Afrikaners se hoogste behoefte
is nie om vlugtelinge te wees of verskuif te word nie, maar om vry te wees. En die vryheid wat ons wil hê, gun ons ook vir ander mense. Daarom is ons versoek aan die Withuis, erken ons hier, ons sal hier bou. Deur die genade van God en deur ons vriende sal dit moontlik wees. Oraniërs wil nie iewers anders gaan bly nie. Ons het lankal reeds aanvaar dat te midde die uitdagings wat ons in Suid-Afrika ervaar, ons steeds vir ons hier 'n tuiste sal bou. En sedert 1991, toe die dorp gekoop is, het ons al taamlik gevorder. Maar dit het natuurlik die media en joernaliste nuuskierig begin maak. En hoe meer joernaliste en YouTubers Orania kom besoek, hoe meer wil kom. Die grafiek is eksponensieel. Elke nuwe persoon wat 'n video of dokumentêr maak of wat sy artikel vir sy koerant of blog skryf, trek weer nuwe belangstelling. Dan kom daardie YouTuber weer en hy veroorsaak nog belangstelling. En so hou dit aan en aan, dat daar byna nie meer 'n week verbygaan sonder dat hier nie 'n buitelandse besoeker of joernalis in Orania is nie. Nou ek dink dit is belangrik om in die eerste plek te sê dat Orania nie 'n dieretuin is nie. Die Orania idee en die Orania projek het ons nie begin om die wêreld te vermaak nie. En daarom is dit ook vir my glad nie vreemd dat Oraniërs gefrustreerd kan raak met die aanhoudende kameras en mikrofone nie. Om elke tweede dag deur 'n joernalis gestop te word en 'n klomp vrae te moet beantwoord, is nie noodwendig die vrye Afrikaner tuiste wat ons in gedagte het nie. Maar hierdie munt het natuurlik 'n ander kant ook. En dit is dat Orania 'n internasionale platform gebied word om ons boodskap op te deel. Ek glo dat die Orania idee revolusionêr is. Dat dit iets is wat nog nie voorheen probeer is nie. En ek glo ook dat Orania deur ander te inspireer die wêreld kan verander. Orania het al te doen gehad met swak, onetiese en oneerlike joernaliste. Maar Orania het ook al baie meer te doen gehad met besoekers wat hier ontvang word, wat meer wil leer oor 'n unieke Afrikaner gemeenskap, wat 'n stukkie Afrikaner kultuur wil beleef, soos wat 'n mens nêrens anders kan nie. En dan die boodskap van 'n vriendelike en veilige, eksklusiewe Afrikaner tuiste na buite kan oordra. So het ons ook gesien dat die hoofstroom narratief wat Orania beskryf as 'n slegs witmensdorp besig is om te verander. In Orania het ons niks om weg te steek nie. Inteendeel is ons trots op ons gemeenskap. Deur die regte ding op die regte manier te doen, het ons iets besonders opgebou. En nou, deur die regte boodskap, ons eerlike sentiment, herhaaldelik aan verskillende besoekers te verduidelik, begin dit uiteindelik vassteek. Die heel eerste reaksie wat besoekers gewoonlik oor Orania het, is dit is glad nie hoe ek gedink het dit is nie. Die dorp en gemeenskap verskil van dit wat hulle miskien buite oor Orania gelees of gesien het. Hulle word ontmoet deur 'n gemeenskap wat vriendelik vir jou waai as jy verby iemand ry. Hulle geniet die professionele dienste van Orania se gasvryheidsbedryf. Hulle ervaar 'n gevoel van wederwysige respek wanneer hulle met gemeenskapslede en verskillende rolspelers in die dorp gesels. Die tweede reaksie wat ons by besoekers opgemerk het, is die groeiende erkenning van Oraniërs se reg om voort te gaan met dit waarmee hulle besig is. Dit raak meer en meer die neiging dat mense, nadat hulle Orania besoek het, Orania sal verdedig in hulle gesprekke buite Orania. Nou hiermee bedoel ek nie dat joernaliste net goeie dinge oor Orania te sê het nie. En ek is seker dit sal ook nooit die geval wees nie. Maar hou 'n bietjie dop hoeveel mense sê vandag, al stem ek nie saam met alles wat daar aangaan nie, of al dink ek nie alles wat hulle doen is reg nie. Ek dink steeds dat hulle alle reg het om te doen wat hulle wil. En vir Orania is dit 'n besonderse deurbraak. Dit is nie nodig dat die hele wêreld met ons hoef saam te stem nie. Dit is nie nodig dat almal van oral ons hoef te ondersteun nie. Maar die reg om vir onsself 'n tuiste te skep, bly ons in. En hoe meer mense dit erken, hoe beter. Luister gerus na hierdie uittreksel van 'n YouTuber wat onlangs Orania besoek het en juis hierdie standpunt ingeneem het. Luister mooi na wat hy sê, dat hy nie met alles saamstem nie, dat hy dinge miskien anders sou wou doen, of meer diversiteit hier sou wou sien, maar dat Orania op die ou end van die dag elke reg het om op hul eie grond vir hulle eie tuiste te skep. Kom ons luister. We've just left Orania, and Siv, I want to know, was it what you expected it to be? No way. It was a conundrum. It was confusing, many positives, but I think
there was a feeling that didn't feel right. And I think that's just a lack of diversity. I think they have everything, the growth, the ethics, the safety, but they just lack diversity and like an open-mindedness to others. It's just our way or the highway. But they have every right to do that. It's their place. Verskoon die onderbreking, maar ons moet net gou vir jou sê. Op hierdie kanaal deel ons allerhande nuus, gebeure en lekker dinge in Orania. As jy hou van wat jy sien, maak seker dat jy nooit iets mis nie en klik op subscribe en teken in by die Orania beweging. As jy graag ons werk hier wil ondersteun, oorweeg dit om aan te sluit as 'n lid van die Orania beweging of 'n eenmalige donasie te maak. Skakels na al hierdie platforms kan gevind word in die boksie hieronder. Goed, terug na die video. 'n Volk moet 'n plek hê. En hier in Orania is ons besig om die groeipunt van daardie plek te wees, die groeipunt van daardie Afrikaner tuiste. Maar ons weet dat 'n plek meer as net die fisiese grondgebied beteken. Oor die jare het ons op Orania allerhande dinge wat eie aan ons is alreeds gevestig, soos byvoorbeeld die Orania vlag, selfs ons eie geldeenheid, die ORA wat ons kuponstelsel is. In Orania het ons eie monumente. En nou het ons uiteindelik ook ons eie volkslied. En daarom saam met my in die ateljee is Anita Skutte, die voorsitter van die volkslied kompetisie, die volkslied of die roepstem van Orania wat nou onlangs bekend gestel is. So Anita, eintlik is dit die heel eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, hoe besluit 'n volk op 'n volkslied? Sjoe, Frans, daar is seker baie maniere hoe hulle dit kan doen, maar hoe ons dit gedoen het en hoe ons besluit het om dit op die ou ende te doen is om maar 'n kompetisie te loods vir die inklusiwiteit om almal daarbey te betrek. Ons kon seker net vir iemand 'n opdrag gegee het, maar ons het gevoel dat ons die volk daarbey wil betrek en dat ons selfs, ons het selfs mense in die buiteland wat ingeskryf het, so ons het regtig wyd probeer betrek en probeer om dit 'n proses te maak, ja, waarby almal saam kan voel oor die lied. Laat dit nie net een persoon is of een instansie of een komitee wat 'n besluit geneem het daaroor nie. Nou, as jy praat van die proses, dit was dan nou nie net beperk tot Oraniërs nie, as daar selfs inskrywings van die buiteland af was, hoe die proses van die volksliedontwikkeling gewerk? Goed, so ons het maar in Junie 2022 het ons al met die beplanning van die kompetisie of van die projek het ons begin. En toe het ons nou, soos ek sê, besluit om dit as 'n kompetisie te loods. En in Januarie 2023 het ons hier by die Blou Stoor in Orania het ons die projek geloods en ons het 'n hele aand daarvan gemaak. En van daar af het ons maar begin bemark en die kompetisie oopgestel vir mense om in te skryf. Aanvanklik was dit slegs lirieke, so dit was in 2 fases, 'n fase 1 en 'n fase 2. Eers die lirieke wat mense moes inskryf. En ja, daai deel van die kompetisie het so 'n paar maande geloop. En ons het, as ek reg kan onthou, in April daardie jaar het daai deel van die kompetisie opgehou en ons het so 77 inskrywings gekry, eintlik 'n bietjie meer, maar daar was van hulle wat ons uitgesif het weens plagiaat en allerlei sulke tipe goed, so 77 inskrywings in die lirieke deel wat ons toe mee kon werk. En al daai inskrywings het voor 'n beoordelaarspaneel gekom en dit was van instellings in Orania waaruit daai beoordelaarspaneel gekies was. So dit was ook nie net 1 of 2 mense wat die besluit geneem het wie wen nie of wat die beste lirieke is nie. Dit was instellings in Orania, die grondentiteite, pioniers, daar was 'n paar mense en instansies wat ons toe nou daarbey betrek het. So die eerste fase was baie suksesvol geweest en ek dink 77 inskrywings vir 'n Orania volkslied is nogal redelik. Ja, nee, ek moet sê ek kan nogal die kompetisiestrategie beamoen. Vir diegene wat nie weet nie, Orania se vlag, die oranje en blou vlag met die mannetjie, die klein reus wat sit in sy of staan in sy mou oprol, is ook die oorsprong van 'n kompetisie. Die vlag, die simbool van Orania, die een wat ons nou so goed ken en wat jy as jy daardie vlag sien, dan weet jy dit is Orania, dit raak eintlik al deel van ons. Ons dink nie meer daaraan dat dit is ook die oorsprong of dit is ook die gevolg van 'n kompetisie. Die vlag het ook sy oorsprong gevind uit so 'n kompetisie en ek dink dit is lekker want dit gee vir almal die geleentheid om deel te neem. Ja. En dan aan die ander kant kompeteer jy teen mekaar ook.
So daar's also 'n kompeterende effek wat beteken jy kry die beste wen op die ouend. Ja. Maar goed, en dit is dan nou die volgende vraag, het die beste gewen? Wat was die reaksie toe die volkslied vir die eerste keer aan die gemeenskap voorgestel is? Dit was nou, laat ek dalk nou net een stapie terug gaan, want ons is nou by fase 1 gewees, so daar was nou die lirieke gedeelte, en toe was daar 5 lirieke gekies, wat die 5 bestes was, en ons het 'n paar, of is eintlik 2 persone, woordkunstenaars gekry, wat ons ook bietjie gehelp het, onder andere Daniel Ligo, wat ons gehelp het om te kyk na die lirieke, en is dit werkbaar, sal dit 'n lied kan vorm. So dit was vir ons ook baie insiggewend geweest, en dan het Daniel Ligo ook saam met die inskrywers wat dan nou van daai 5 wat gekies is, het hy ook saam met hulle gesit, en daar was 'n werkswinkel waar hy bietjie vir hulle gewys het, maar verander hierdie woord hier of verander hierdie frase daar, so daar was daai aspek ook by geweest. So, en toe is daai 5 lirieke na fase 2 wat dan nou die melodie kompetisie was. Uiteraard om 'n melodie te skryf is nie so maklik soos om net 'n paar woorde bymekaar te sit nie, het 'n bietjie 'n musiek agtergrond nodig. Alhoewel die wenners van die lied uiteindelik het nie so baie musiek agtergrond gehad nie, maar ja, dit wys nou weer net mens hoef nie 'n beroemde of 'n bekende kunstenaar te wees nie. Maar goed, dit is nie so maklik om net om melodieë te skryf nie. So ons het so 'n bietjie minder inskrywingsdae gehad. Ek dink dit was net 7 op die ou einde. Maar en daar het ons toe nou ook 'n beoordelaarspaneel gehad, wat ook uit instellings en pioniers en so van Orania bestaan, en wat toe nou gesê het, maar goed, hulle dink hierdie lied is vir hulle die beste, en dan het ons ook weer eens 2 kunstenaars betrek, was Gisela de Villiers en Anton Esterhuizen, wat redelik bekend is in die musiekwêreld, en hulle het ons ook bygestaan as adviseurs vir die musiekgedeelte dan nou. En op die ou einde het die komitee toe nou besluit dat die een lied staan redelik uit bo almal, en dit was dan nou die wenlied, die roepstem van Orania, wat ons baie dankbaar is, en ja, dat dit Oraniërs was wat daai lied geskryf het en getoons het. Dit is die Murphy gesin wat toe nou op die einde gewen het. En daai wenner is toe nou in hierdie jaar die 27ste Februarie met Majuba dag is daai wenner toe bekend gemaak. Ja, hier in Orania waar ons eie Majuba dag vieringe gehou het, is die lied toe vir die eerste keer gesing. Ja. En ek dink wat ons eerstens opmerk, goed, buiten hoe mooi die lied is, en is baie mooi getoonsheid ook, en dit is 'n lied wat mense inspireer. Dis die tweede ding wat mense opmerk, is dat die gemeenskap nog die woorde gaan moet leer ken. Hulle gaan moet, ja, en ek moet sê, vir diegene wat by die 27ste Februarie se vieringe was, daar waar ons dit nou bekend gestel het, dit was nogals roerend geweest hoe mense trane in hulle oë gehad het toe hulle nou die lied vir die eerste keer hoor, en hoe mense op aandag staan en die eerste keer die lied saam sing. Dit was nogals vir my 'n besonderse geleentheid geweest, en hoe goed die lied deur die gemeenskap ontvang is. En as mense nou na die tyd toe kyk op sosiale media, die kommentare wat mense gehad het op al die platforms waar die lied nou gedeel is, ek dink die oorgrootste meerderheid, seker 90-95% daarvan was alles baie positief geweest. Dit wat ek in 'n geval raak gelees het, hier en daar ietsie, maar ja, dis wonderlik. En ons sal daai woorde moet leer ken. Die wysie is daarom 'n treffende wysie, is een wat lekker aan mense kop vassit. Maar die ander ding, die lekker ding van Oraniërs is dat ek was sedertdien al by so 2 of 3 geleenthede waar die lied sommer spontaan na die tyd of voor die tyd om die geleentheid te open of om af te sluit gesing word. Ja. En dan is daar nie 'n amptelike persoon van die Volksliedkomitee daar, of 'n persoon van Oker wat Orania se kunsteraad is daar nie. Dit is sommer spontaan vanuit die gemeenskap. So ek kry die gevoel dat die mense werklik hierdie roepstem van Orania as ons lied aanvaar het. Ja, Frans, ek hoop regtig dat die mense dit sal doen. Dit was die hele doel van die kompetisie en van die komitee se kant af, dat ons iets daarstel, 'n lied vir Orania wat ons eie kan maak, want ek dink ons het verby beweeg by die stem, wat nou maar nog altyd ons volkslied was, maar dit is nie meer van toepassing, dink ek vandag nie. En dit is 'n baie mooi lied wat nog altyd in ons geskiedenis 'n baie besondere plek sal hê, dink ek. Maar ek dink dit is tyd vir Orania, soos jy sê, om sy eie lied te hê, soos wat hy sy eie vlag en sy eie
kuponstelsel geldeenheid het en allerhande ander goed wat nog in die toekoms ook wat ons eie mag Kom hê. stop ons by een. Ons kan natuurlik 'n klomp verskillende volksliedjies uit Orania ontwikkel. Ons kan, En ja. daarso het ons nou 70 plus wat alreeds vir hierdie kompetisie ingeskryf is. Ja, en dan het ons natuurlik ons ander volksliedjies uit ons geskiedenis uit, soos die Stem byvoorbeeld, wat nou Ja. nie meer ons amptelike landslied is nie, maar ek kan nie sien dat ons ooit sal ophou om die 4de strofe van die Stem as 'n gebed te sing nie. Nee, ek kan ook nie en kent gij dat volk en die Vrystaatse volkslied en al daai liedere wat nog steeds deel is van ons geskiedenis en van ons kultuur en dit sal altyd op geleenthede en op kantusse en op sulke tipe plekke Precies, ja. gesing word. Maar vir Orania om nou sy eie tydse volkslied te hê, dink ek was nodig. En ons is dankbaar dat ons die proses na amper 4 jaar kon op 'n punt kry waar ons nou 'n roepstem van Orania het en wat hopelik deur die skole geleer sal word aan die kinders en wat by elke geleentheid, elke volksgeleentheid, elke herdenking van 'n geskiedenisdag waar dit gesing kan word. So en ek dink dit help ook baie dat ons uit die volksliedkomitee se kant af 'n snit gemaak het, 'n begeleidingssnit gemaak het en dit is hoekom mense sommer net kan sing by 'n geleentheid sonder dat daar begeleiding of noodwendig iemand is wat agtergrond het van die lied. So ek dink dit help ook daarin baie en ons wil dit nog verder dalk uitbrei. Ons wil nog gedrukte blaadjies maak met die bladmusiek en al daai tipe van goed. So ek dink daar lê nog 'n bietjie werk voor vir Oker en want ek dink die volksliedkomitee gaan nou so stadig maar seker tot 'n einde kom want ons het nou ons doel bereik. Ja. Maar ek dink die volksliedkomitee het in elk geval onder Oker gefunksioneer omdat Oker maar die kunsteraad is en die inisiatief deur hulle gedryf was. Ja. So ek dink Oker sal nog sy plek vol staan om die lied te kan, wil ek sê, bemark en onder Oraniërs. Ja, ons is dankbaar vir dit wat julle doen. Ons is dankbaar vir Oraniërs wat die inisiatief neem om sulke komitees te stig, watter komitee dit ook al is. Ek sê gereeld Orania en dan praat ek van die Orania gemeenskap. Orania beloon goeie inisiatief. En ek dink dit is nou weer eens iets wat ons sien. So het die hele gemeenskap die voordeel getrek uit 'n nuwe stukkie kuns, 'n nuwe volkslied, deur mense, deur enkelinge wat nie net die inisiatief neem om so iets te fasiliteer nie, maar ook die mense wat die inisiatief neem om in te skryf en deel te neem. En nou die mense wat spontaan die inisiatief neem om die ding te sing en te leer ken. En dan is ons ook dankbaar daarvoor dat julle dit vir ons so maklik gemaak het om dit te leer ken met die lirieke wat vrylik beskikbaar is en die wysie wat so mooi getoonset is, selfs met 'n voorsanger. En ek dink ons kan dan sommer nou luister na die roepstem van Orania. Uit die hoeke van ons land en volk lê spore oor ons grond. God drie enig roep ons saam ter ere van sy groote naam. 'n Vrye volk het opgestaan op die pad na Orania. Hande in die grond en moue opgerol. Bou hy, bou ek, bou ons aan jou. Ons sal self Orania. Op die koppie staan ons eie reus, hy's klein maar leer ons werkers gees. Ons vryheidstrewe snoer ons saam, graveer in klippe nuwe naam. Ons volk het eindelijk thuis gekom, verenig Orania. Orania, Orania. Met hande in die grond en moue opgerol. Bou hy, bou ek, bou ons aan jou. Ons sal bid Orania. Ons sal bou Orania. Ons vir jou